Jy weet, as jy vir iemand sou vra wat hy of sy van Sutherland kan sê, kan jy seker wees dat jy een van twee antwoorde, of dalk al twee antwoorde sal kry. Naamlik, dit is die koudste plek in Suid-Afrika en dit is waar die groot teleskoop is. En al twee hierdie antwoorde is in die kol, maar dit is nie al wat Sutherland so besonders maak. Waar is Sutherland nou eintlik? Dit is in die Roggeveld Hoogland of Bo-Karoo in die suidoostelike deel van Namakoland, reg in die bakkant van die Noord-Kaap in die middel van Suid-Afrika. En dit is sommer baie maklik om daar te kom. Jy ry met die N1 totdat jy tussen Touwsrivier en Laingsburg of Laingsburg en Touwsrivier, afhangende van watter kant af jy kom, die afdraaibord kry na of Maatjiesfontein, die baie bekende oudtydse stasie en hotel, of na Sutherland. Dan klim jy op die mooi R354 teerpad en jy ry vir so 40 minute tot bo op die eskarp van die Roggeveld Hoogland en na nog so 10 minute of wat, sien jy die dorpie met sy kerktoring en wit huise saggies gestapel in 'n laagte tussen die heuwels, met die sterrewag op 'n groot kop ver regs en die radarstasie op Swaarweerberg ver links. En jou eerste stop, die Helly sê kom eet koffiehuis van Jurg en Rita Wagener vir 'n lafenis, waar 'n lekker koppie boeretroos of bossie tee met 'n lekker vars vormkoekie net die ding is om weer murg in jou pype terug te sit na die lang trek hiernatoe. Die dorpie het in 1855 op die plaas De List ontstaan en het die naam gekry van Dominee Henry Sutherland van Woester, wat gereeld elke jaar die gemeenskap besoek het en kerkdienste gehou het. Die dorp is 1550 meters bo kan seevlak en in 1872 was daar 19 woonhuise en 138 inwoners. Vandag bedien die dorp grootliks 'n skaapboerdery area en het 3648 inwoners. Maar almal weet dat Sutherland bekend is vir die groot teleskoop. So kom ons begin by die sterrewag en gaan kyk self. So 18 km buite die dorp op die Vryserburgpad, kry mens die ingang na die sterrewag. Die hek gaan self oop as jou motorkar naderkom, so ry in en meld aan by die ontvangslokaal. Daar's gewoonlik van maandag tot saterdag begeleide toere deur die kompleks, waar jy kan sien hoe van die ouer groot teleskope lyk en werk. En jy kan die werklike groot meneer, die Solt, ontmoet. Maar voor ek vergeet, die regte ding om te doen is om eers te bel en op so 'n kyktoer te bespreek, anders ry jy dalk al die pad verniet. SALT staan vir Southern African Large Telescope en hy is groot hoor. SALT kan sterrestelsels en polsende sterre waarneem wat 1 biljoen keer te dof is om met die blote oog raak te sien. So sterk dat jy 'n enkele kers op die maan daarmee sal kan sien brand. Jou besoek aan die sterrewag sal baie leersaam wees en die 3 tot 4 ure wat jy daar spandeer, sal deur en deur die moeite werd wees. Maar nou heeltemal na die ander kant van Sutherland toe. Daar op Swaarweerberg staan die groot radar rigtingbaken, waar sonder nie een van die groot vliegtye wat tussen Kaapstad en Johannesburg vlieg altyd lekker sal weet waar hulle is nie. Die radarstasie is ook uniek in die sin dat dit totaal onbeman is en vanuit Kaapstad beheer word. Op die interessante kronkelgrondpad na die stasie toe, sien jy dalk nog 'n klipspringer en daarbo van Swaarweerberg af kan 'n sonsondergang net baie mooi wees. Terug in die dorp moet mense draai gaan maak by die Louhuis Museum. En om vir professor F.I.J. van Rensburg aan te haal, stap jy uit Jubilee Straat in by die voordeur van die Louhuis op Sutherland, deur die eerste gangdeur regs, kom jy in 'n kamer met 'n kaggel. Dit was die slaapkamer van Moltkie en Poppy Lou, waar hulle hele kroos van net seuns vroeg in die 20ste eeu gebore is. Die tweede en vierde knape het digters geword wat Afrikaans tot 'n pyl verhef het wat voorheen ongekend was. Die twee seuns was die bekroonde digters N.P. van Wyk Lou en sy jonger broertjie W.E. Gladstone Lou.
Dan kan 'n mens net eenvoudig ook nie vir Sutherland totsiens sê voor jy gaan kyk het na die mooi NG Kerkgebou nie. Dit is in 1901 in gebruik geneem en is ontwerp deur Charles Freeman, die argitek wat ook die Standard Bankgebou in Kaapstad ontwerp het en die NG Kerk in Graafrenet. Hierdie ou kerkgebou het die tyd met al sy oppe en affe goed deurstaan, selfs toe dit as basis gebruik was deur die Engelse magte tydens die Anglo-Boereoorlog. 'n mooier voorbeeld van hoe die kerkgebou in die ou dae werklik die middelpunt van die hele gemeenskap was en van oral oor eerste gesien kon word, gaan 'n mens baie ver voorsoek. Maar die sneeukoros begin saggies om die Roggeveldse hooglandklippe vou. En die bouing begin so wit streep briektrap vir die landing in Kaapstad. En die son trek sterk water agter die mooi kerk. Nou soek 'n man 'n warmte, 'n rusplek, 'n lêplek, 'n lafenis vir liggaam, siel en vir gees. En loer jy so oor die ysbedekte straathekkie, dan sien jy die sterre. Die 4 sterre by die Kambrokind gastehuis se oop voordeur. Binne is dit knus en mooi en reg en warm. Welkom. 'n houtvuur, 'n koffietjie, 'n satelliettelevisie en skoene uitskop, al is dit buite onder vriespunt. So van koue gepraat. Hier gaan selde 'n winter verby wat dit nie sneeu nie. Dit is mos immers die koudste plek in Suid-Afrika. En soms sneeu dit hoor. Ry 'n bietjie saam en kyk. Nou kan jy by die huis van self sien gaan vertel oor die meer as koue en teleskope. Oor al die mooi en lekker wat Sutherland en die omgewing bied. En as jy nog meer wil weet, gaan kyk gerus op die webtuiste www.sutherlandinfo.co.za of stuur 'n e-pos na info@sutherlandinfo.co.za of bel 023 571 1405 of die selnommer 082 556 9589. Maar dan is dit nou eers groetnis en terugverlang. Tot volgende keer.